Goeiemôre almal. Jammer dat ek het 'n oproep gehad net voordat ons sou begin en ek moes net dit gou ook hanteer. Baie welkom dat julle vanoggend ingeskakel het vir hierdie nuwe Bybelstudie wat ons 'n bietjie gaan kyk na homoseksualisme. Nou, ek het dit goed gedink dat ons hieraan aandag gee. Ek dink vir baie mense is daar die verwagting gewees dat die algemene synode moes die een of ander uitspraak gemaak het oor homoseksualisme. Nou, wat ek eintlik kan sê is dat dit is al gedoen by 'n vorige geleentheid. By vorige synodes was daar persverklarings en julle sal sien dat hierdie gedeelte bevat van daardie inligting en dat ons as gereformeerde kerke het 'n baie duidelike skrifstandpunt in die wêreld daar buite uitgestuur waarin ons standpunt stel wat ons glo die Bybel hieroor sê. Nou, soos gebruiklik wil ek vra dat julle asseblief weer saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons glo dat U 'n betrokke God is, dat alhoewel U almagtig en groot is, verhewe en bokant U skepping uittroon, beteken dit nie dat U Uself van ons en ons lewens hier op aarde onttrek het nie, maar dat U wel volledig in ons lewens betrokke is en in ons lewens U woord inspreek. En ons wil daarom ook bid dat U vanoggend ons sal help en ons sal lei, dat ons U woord sal hoor. En dat ons nie net U woord sal hoor, dat ons dit by onsself kan bewaar nie, maar dat ons U woord kan dra, ook na ander toe. En ons bid, Here, dat U aan ons die vrymoedigheid en die kennis sal gee, en ons hier ook sal toerus, dat ons U woord kan deel in liefde met ander mense, en dat ons ook waar nodig kan oproep tot berou en bekering, en dat ons nie sal verval in veroordeling en verwerping nie. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, die eerste vraag wat ons vra is, wat is homoseksualisme? Nou, homoseksualisme is gee die Bybel vir onsself baie duidelike antwoorde oor wat ons moet verstaan onder homoseksualisme. Nou, julle sal weet uit vorige Bybelstudies en aanbiedings dat volgens ons siening die waarde en die gewig van die Ou Testament en die Nuwe Testament is evenredig. Dis dieselfde. Ons maak nie soos wat deesdae algemeen gebeur, die onderwaardering van die Ou Testament nie. Die Ou Testament is steeds die woord van God soveel soos die Nuwe Testament. En die Ou Testament is as het ware die fundament waarop die hele Nuwe Testament staan. En ek gaan dus nie eers in op daai hele debat wat 'n mens veral vanuit hierdie kring kry wat ondersteuners is van homoseksualisme, dat mense niks wil weet van Ou Testamentiese tekste nie. Dit is een God wat spreek. Kolfyn, en ek skryf nou 2 artikels vir ons saadkorrel, wat hopelik dan nou die week sal verskyn, praat van die beginsel van Dei Loquentis persona. Dit is God wat spreek, hy praat met ons en hy praat met ons deur die Ou en die Nuwe Testament. Goed, so die Bybel sê vir ons in Levitikus 18 vers 22, met 'n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos 'n mens met 'n vrou het nie. Dit is 'n gruwel. En met 'n gruwel bedoel die Bybel, dit is iets wat vir God afstootlik is. En dan ook Levitikus 20 vers 13, en as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het soos 'n mens met 'n vrou het,
het hulle albei iets gruweliks gedoen, hulle moet sekerlik gedood word, hulle bloedskuld is op hulle. Baie sterk taal, baie definitiewe optrede wat die Here ook verwag van die gemeenskap van Israel, wanneer homoseksualiteit by hulle voorgekom het, dis glad nie toegelaat gewees nie, en dit is vir hom steeds 'n gruwel en nie toelaatbaar nie. Ek wil net dadelik hier sê, dat daar is 'n redenasie wat mense deesdae opgebou het, wat hulle probeer om by hierdie sterk uitsprake van die skrif verby te kom. En dis nogal innoverende redenasie, maar ongelukkige valse en 'n verkeerde redenasie. Hulle sal sê, ja maar hier was dit spesifiek mense wat eintlik heteroseksueel is, en wat deelgeneem het aan homoseksuele praktyke. En dit is vir God verkeerd. Wanneer jy eintlik heteroseksueel is, en jy tree per geleentheid homoseksueel op. Nou daar is absoluut geen gronde vir daardie gedagte in die Bybel nie. En ek dink dit hou verband met twee tipes skrifverklaring. Ek dink die histories-kritiese metode, as ook die pragmatiese metode. En dat mense eintlik probeer om hulle optrede in die huidige situasie, die pragma van nou, die lewe van nou, probeer hulle eintlik gebruik om oplossings te vind. Hulle gaan dan na die Bybel toe en dan sê hulle, maar hier is 'n oplossing, 'n moontlike verklaring. En dit is waar die historiese kritiek uit inkom, waar hulle dan sê, maar daardie tyd was dit die gebruik onder mense, dat iemand wat eintlik heteroseksueel is, gaan na 'n tempel toe en dan neem deel aan 'n homoseksuele praktyk, en dit is wat vir God verkeerd is. Nou jy het so ver gedink, en jy moes so hard probeer om allerhande stories en draaikies te maak, om by daardie redenasie uit te kom, dat jy is eintlik met opset besig, om die woord van die Here te verdraai. En ons weet, verdraaiing van 'n teks of 'n gedeelte kan jy eintlik baie maklik raak sien. Wanneer die normale betekenis van woorde nie meer hulle betekenis het nie, of wanneer jy 'n gewone man op straat 'n vers uit die Bybel uitlees en dit nie meer kan op sig waarde aanvaar as dit is wat daar staan nie, dan is daar mense wat besig is om daardie gedeelte te verdraai, om 'n ander betekenis daarin te voeg. En dit is wat deesdae gebeur op hierdie punt. Want mense, en ek bedoel met mense ook kerke, wil nie aan mense aanstoot gee nie. Hulle is bang, hulle gaan in die moeilikheid kom. Sekerlik moontlik dat ek ook veroordeel kan word, omdat ek sê, maar dit is wat die Here in sy woord hier sê. Hy gee bepaalde riglyne, hy het die reg, want hy is 'n soewereine, vrymagtige God, om vir my en vir jou te sê, wat mag en wat mag nie. En ons het die verantwoordelikheid om te luister en te gehoorsaam. Ook as dit kom by ons seksuele lewe, ons uitlewe van ons seksualiteit teenoor ander mense. Hy het die reg, want hy het my geskep, om vir my te kom sê, wat hy van my verwag, en wat ek nie mag doen nie. Ons gaan verder. Terwyl hulle hul hart vrolik maak, en dit is met verwysing na 'n geleentheid waar homoseksualiteit dan nou 'n praktyk was, omsingel die manne van die stad slegte manne met eens die huis, en klop hard aan die deur, en hulle spreek met die ou man, die eienaar van die huis, en sê, bring die man uit wat in jou huis ingekom het, dat ons hom kan beken. Nou uiteindelik het hulle die man sy eie dogter voorgestoot, en hulle het daar baie sleg verniel. En julle weet dat die rigtertyd was 'n baie donker tyd in die geskiedenis van Israel gewees. Dit was 'n tyd waar mense verwilder geraak het in hulle sonde teenoor mekaar.
soortgelyk aan dit wat ons vandag beleef. Mense wil nie weet dat daar reëls is nie. En as daar vir hulle gesê word dat God sê nee, dan gaan hulle op sosiale media en dan vaar hulle uit. Die mens het werklik verwilder geraak, hy het nie meer reëls nie. Daar is baie min mense wat vir hulle self nog reëls het, om te sê, ek doen nie dit nie. En ek dink in die eerste plek, as ek dink aan wat is my reëls vir myself waar volgens ek leef, dan sê ek, dit kom van die Here af. Die Here kom met sy woord. Hy spreek in my lewe en hy sê vir my, jy moenie dit doen nie. En ek luister en ek gehoorsaam hom. En daarom gaan dit met my goed in my lewe. Ek het 'n wonderlike verhouding met my God, want ek streef daarna om te leef soos wat hy wil. En dan lees ons verder die baie bekende uitspraak in Romeine. Nou, die wat die redenasie het, dat hierdie goed is Oud-testamenties, ons hoef ons nie daarin regtig te steur nie, het gewoonlik 'n redelike groot probleem met die Nuwe Testamentiese tekste. En dis nie net Romeine 1 nie, maar daar is 'n hele klompie Nuwe Testamentiese tekste waar God uitdruklik sê dat homoseksualiteit verkeerd is en waar hy soortgelyke sterk uitsprake maak, soos wat hy maak ook in die Ou Testament. Maar een van die plekke wat vir hulle werklike probleem is en wat hulle dan probeer om op die een of ander manier te verdraai, veral daardie redenasie wat ek net nou vir julle uitgelig het, dat dit gaan hier oor mense wat eintlik heteroseksueel is, wat nie homoseksueel moet optree nie, is Romeine hoofstuk 1 vers 26 tot 27. Nou luister 'n bietjie hier mooi. Nou wat sê die Here vir ons in Romeine 1 vers 26 tot 27? Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Nou hier is nou spesifiek van manne, nou weet ons deesdae baie algemeen ook ten opsigte van vroue, en ek gaan nou nie baie ingaan op die groter probleem in die samelewing van pornografie en van die internet nie. Dit is 'n gesprek vir 'n ander dag, maar dit is alles deel van die groter seksuele verwildering wat ons in ons samelewing beleef, en wat die probleem van die moderne mensdom is. Daarmee gaan gepaard 'n klomp ander seksuele misbruike ook, soos byvoorbeeld bloedskande, pedofilie, en ons weet, hierdie goed is van tyd tot tyd in die media. Goed, so, as 'n mens nou na die Bybel gaan kyk, waar loop ons hierdie verskynsel van homoseksualiteit raak? Ons lees die eerste keer daarvan, en ek is nou juist besig om, en ek is redelik ver, eintlik al amper klaar met die boek Genesis. Ons lees daarvan, dat die manne van die stad van Sodom die huis omsingel het, waar die engel van die Here, of die engele van die Here gekom het. En dit klink so in Genesis 19 vers 4 tot 5. Hulle het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad, die manne van Sodom die huis omsingel, jonk en oud, die hele bevolking almal saam, en hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vandag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Nou, hierdie engele het na Lot toe gegaan, want Abraham het mos vir Lot probeer intree, hy het vir Lot ingetree, en die Here het hierdie engele gestuur om Lot en sy gesin te gaan waarsku dat hulle hierdie goddelose stad moet verlaat.
Nou hierdie manne van Sodom is so vasgevang in 'n sondige leefwyse dat hulle ontbrand van wellus en hulle kom by mekaar en besluit dat hulle gaan hierdie manne wat by Lot gekom het, wat hulle gesien het, hulle gaan hulle basies verkrag. Dan loop dit uiteindelik daarop uit dat die Here verlossing beskik vir hierdie engele, maar ook vir Lot en vir sy gesin, en dat die oordeel van die Here hierdie stad tref. En hierdie gebeure illustreer baie duidelik dat dit hoe het die mense van Sodom en ook van die plekke rondom Sodom, Gomorra en die ander plekke rondom hulle verval, agteruit gegaan, verwilder geraak in hulle sonde. En na die gebeure by Sodom, waar ons die gewoonte die eerste keer raakloop, het die sondige gewoonte by volke se mans begin voorkom. So dit lyk vir my, dis 'n ding wat by mans aanvanklik begin, as 'n mens die Bybel dan aanvaar, en wat ek ook doen. En 'n mens sien ook dat die man het mos maar die sterk drang en behoefte, wat God het dit ook in ons geskape, en dis nie noodwendig sondig nie, mits ek dit op die regte wyse in my verhouding met my vrou uitleef, en dit is binne 'n wettige monogame huwelik wat voor God gesluit is. Dan is die seksuele deel van die mens nie 'n sonde nie. Dis nie 'n probleem nie. Want God het dit juis in ons geskep sodat ons kan voortplant en meer kan word, wat ook sy wil is. Maar wanneer ons dit verander op 'n of ander manier, is wanneer die probleem kom. Waarom is die seksuele verhouding tussen dieselfde geslagte verkeerd? Nou, om die vraag te kan antwoord, met 'n mens sê, wel, nou moet ek baie ver teruggaan in die verlede. En wat ons eintlik doen, as ons so teruggaan in die verlede, is ons probeer dit wat ons nou bestudeer. Ons bestudeer nou die verskynsel van homoseksualiteit of die sonde van homoseksualisme, en ons wil bepaal wat sê God hieroor. Nou jy kan net verwys na tekste, maar jy moet altyd tekste binne 'n konteks plaas, nee. Wat is die atmosfeer waarbinne hierdie tekste gelees moet word? En wanneer jy teruggaan in die verlede, dan bepaal ons die atmosfeer wat die Here vir ons in die Bybel gee, waarbinne ons hierdie tekste lees. So ons maak eintlik baie seker van, hoe moet ons die denkraamwerk sien, wat God vir ons gee in die Bybel. Dis 'n groter geheelbeeld. Nou julle weet dat jy kan, as jy iets buite konteks verstaan, kan jy geweldige skade doen, want jy sê goed wat die Bybel nie sê nie. So hierdie atmosfeer is baie belangrik, en ons begin by die skepping van die mens. Wie se opinie is belangrik? Wat wie sê is wat tel. Vir my is dit God, nie die mens nie. Nie wat kerklike synodes hieroor sê nie, maar wat God hieroor sê. Want ons het ongelukkig in Suid-Afrika te doen met tradisioneel Afrikaans sprekende kerke en kerklike vergaderings, wat baie onduidelike, dubbelsinnige, tweehartige besluite neem oor hierdie saak, want hulle wil nie duidelik sê wat God in sy woord sê nie, want hulle wil nie mense aanstoot gee nie, maar hulle is nie bang om God aanstoot te gee nie. En dit is vir my verskriklik om te dink. Jy is bereid om te sê, maar ek wil nie aan mense aanstoot gee nie, maar wat van God? En ons gaan tog almal eendag voor hierdie lewende God moet staan. Nou as ons gaan kyk na hoe God die mens geskep het, ek dink dis waar die hele gesprek hieroor moet begin. Is dit baie duidelik dat God werk met 'n plan. Hy het 'n strategie. En dis nie 'n geheim nie. Hy sê dit vir ons, en ons moet
neem dit wat God vir ons daaroor sê op sig waarde, soos wat hy dit hier vir ons sê, moenie te veel verduidelikings daarvoor probeer gee nie, luister net, maak net jou ore oop, en hoor wat hy sê. En nou gaan kyk ons, eerste na Genesis 1 vers 26. Nou wil ek vir julle sê, 'n mens leer altyd iets nuuts in die Bybel. En ek het net weer vanoggend besef dat die Here het van die begin af die beplanning gehad om meer as een mens te maak. Hy sê dit, hy maak egter wel eers net een, en dan was dit in sy beplanning, want jy kom dit agter in sy woorde wat hy gebruik. En God het gesê, laat ons, daardie ons verwys, daardie meervoud verwys na die 3 persone van die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, en dis die binnegesprek wat hierdie 3 persone met mekaar voer. Laat ons mense maak na ons beeld. Maar kyk, daar is ook 'n ander meervoud in daardie sin, is daar nie? En dit is die woord, laat ons mense maak. Laat ons mense maak na ons beeld. Met ander woorde, God het geweet. Dit wys vir ons, daai meervoud wys vir my op sy insig en wat sy eie plan is, sy beplanning. Hy gaan meer as een mens maak. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Na ons gelykenis en laat, en weer 'n meervoud, en in die semitiese tale kan jy 'n meervoud baie duidelik sien, nie? Soos wat ons hier 'n meervoud duidelik kan sien in Afrikaans. Dis meer as een. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Baie mooi insiggewende vers wat 'n mens onmiddellik jou denke hieroor vorm en jou gedagtes begin rig. Ook het die Here gesê, en dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Genesis 2 vers 18, met ander woorde, Eva skep God later as 'n hulp wat by Adam pas. God gaan iemand maak wat vir hom reg is, wat ook vir hom reg is as 'n man. En die een wat hy vir hom gaan maak, wat reg is vir die man, is 'n vrou. Hy gaan nie en hy gaan skep 'n ander man nie, maar hy gaan skep iemand wat 'n hulp vir hom kan wees, wat by hom pas. En nou weet ons, uit die fisiologie, uit hoe 'n man en 'n vrou gemaak is, dit is inderdaad so. Dit is hoe ons Vader in sy wysheid 'n vrou geskep het, en 'n man geskep het. Hy het die beplanning al gedoen, en dit was al in plek, toe hy Adam gemaak het. Toe het hy al reeds geweet, hoe gaan Eva lyk. Is dit nie wonderlik om dit te besef nie? Hoe God vooruit kyk nie, vooruit beplan nie. En dan lees ons Genesis 2 vers 21, toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, dit is nou op Adam, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak. Nou goed, hier is ook 'n verskil. Adam, weet ons, is uit die aarde gemaak, nee, uit die stof wat God reeds gemaak het, en Adam moet ook 'n koneksie hê met die aarde, nee, want ons is deel van hierdie wêreld, deel van hierdie skepping. Maar wanneer dit kom by Eva, dan sê God, nee, ek het nou reeds hierdie materiaal, die stof, wat ek Adam gemaak het ek deur die skepingsproses, het ek dit verfyn.
En as dit gaan kom by Eva, dan gaan ek nie weer stof van die aarde gebruik nie, maar ek gaan die verfynde materiaal wat ek gemaak het, toe ek Adam gemaak het, ek gaan daar begin. En 'n mens kan, en nou moet ek versigtig wees wat ek sê, want ek kan net dink hoe dit vir vroue 'n groot ding kan wees, hierdie stukkie insiggewende eksegese, seker 'n gevaarlike ding om te sê, insiggewende eksegese. En dit is dat hulle is 'n verfyning, ontwikkeling, van wat Adam is. Adam is uit stof gemaak, maar die vrou word uit daardie verfyning gemaak. En dit sê ook iets van wie sy is en wat haar aard is. Nou goed, en dan lees ons in Genesis 2 vers 23, toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Met ander woorde, in Adam is daar 'n erkenning dat hy sê, ek en hierdie persoon het 'n band. Al het God ons gemaak om by mekaar te pas, daar is 'n baie hegte band tussen my en hierdie persoon. En dan word dit ook weer speel in die naam wat hy vir haar gee, want, en ek sê dit altyd, soms sê ek dit by huwelike wat ek bevestig, dat die Hebreëse woord vir 'n man is ish, en dan word presies dieselfde woord gevat, dieselfde konsonante, maar daar kom nou 'n uitgang aan daardie woord. Sy word isha, want sy is die verfyning. So selfs in die, ek dink is die morfologie van die woord, van die taal in Hebreëus wat gebruik word vir die woord man en vrou, kan jy sien sy is 'n ontwikkeling van Adam. Sy is 'n verfyning van Adam, want daar kom 'n uitgang aan, eintlik 'n vokaal en 'n konsonant. En dit sê, hy's man, en dit word weerspieël in die Afrikaans, sy is manin. So daar kom iets by, daar's 'n ontwikkeling. Dit alles, as jy net daarna begin kyk, dan begin jy onmiddellik vir jouself sê, maar hoe is dit, dat hierdie mense, hierdie slim mense, hierdie mense wat by kerklike vergaderings sit, hoe kan hulle dit nie sien nie? Hoe kan hulle dit nie weet nie? Hoe kan hulle so blind wees vir al hierdie goed, wat God so duidelik in die Bybel van die begin af ingebou het, bo en behalwe die uitdruklike, duidelike uitsprake wat hy daaroor gee? En ek dink deel van die antwoord is die blindheid kom van 'n gebrek aan leiding deur die Heilige Gees. Wanneer jy jou voorneem om 'n bepaalde standpunt te verdedig, omdat jy nie teen mense wil opstaan nie, omdat jy nie vir God wil opkom teenoor mense nie, maar eerder 'n slim storie wil probeer uitdink, sodat jy dink jy kan God paai aan die een kant, en ek sê dit met groot respek teenoor God, want jy kan nie hom paai nie, en aan die ander kant wil jy mense tevrede stel, dan het jy 'n skuif gemaak in hoe jy oor God dink. Dan dink jy, wel, God is manipuleerbaar, God sal verstaan. Dan het jy iets verloor van die gedagte dat God is absoluut. Hy is verhewe, hy is soewerein, hy is almagtig. Jy het iets daarvan verloor, jy het dit gelos. Jy het jou eie valse beeld gemaak van wie hy is, en jy is nie meer besig met die beeld wat die Bybel vir ons wys van God nie. Goed, so, ek het reeds, dit wat hier geskryf staan, het ek nou aan julle verduidelik. So God skep die mens dan na sy beeld, en dit is ook opvallend, dat ek dink daar was 'n persepsie, dat Adam is geskep na die beeld van God,
Maar as jy nou mooi gaan kyk het na die meervoude wat ek hier uitgelig het, kyk weer mooi saam met my, en ek wil hier julle moet dit sien, want ek het dit ook nogal teen chauvinisme. En chauvinisme is die gedagte, ek is absoluut vir die gedagte dat God gee verskillende rolle aan verskillende geslagte. En deel van die rol van die man is sy hoofskap, dat hy die hoof moet wees. So ek het geen probleem daarmee nie, ek glo werklik dit is wat die Bybel sê, en dat die vrou aan haar man onderdanig moet wees, maar ek het 'n probleem met die idee, dat die man is die beeld van God, en daarom is hy meer as die vrou. As jy luister na die apostel Paulus in Efesiërs hoofstuk 5, dan sê hy daar baie duidelik dat ons moet aan mekaar onderdanig wees. Nou sal 'n mens dink, waar kom Paulus daaraan? Hy was natuurlik 'n deeglike kenner van die skrif gewees, en hy het moontlik ook hierdie gedeelte in gedagte gehad, van Genesis 1 vers 26, en ek wys, laat ons mense maak. Ons het gekyk na die eerste meervoud ons het gekyk na die tweede meervoud mense, na ons beeld. So, en daar's net twee mense wat God so gemaak het. Nou, die res van die mensdom kom deur die proses wat God gegee het, die proses van geboorte, en natuurlik word daardie mense ook deur God gemaak, maar daar is nou, dis deel van 'n proses, wat God in sy skepping insit. Die twee mense van wie hy hier praat, glo ek, laat ons mense maak na ons beeld in die eerste plek. Die twee mense wat hy hiervan praat, is Adam en Eva. So beide die man en die vrou is gemaak na die beeld van God. En nie net die man nie, of nie net die vrou nie, maar beide van hulle. So ek dink dis 'n baie belangrike punt, en dit sny hierdie idee dat mans is meer of belangriker as vroue, dink ek word werklik hier teen die grond afgesny, en ek hoop jy sien dit, ek hoop ek het dit goed genoeg verduidelik. Goed, so God het die mens na sy beeld geskep, en dan ons belydenis gee baie mooi verduideliking van wat dit beteken dat ek die beeld van God is. En ek wil vir julle sê, lees jou belydenisskrifte, bestudeer jou belydenisskrifte. Dit is so kosbaar en belangrik vir ons kerkwees en vir ons lewe as gelowiges. 'n Mens moet nou ook gaan probeer om te verstaan wat beteken dit dat ons die beeld van God is. Want dit is juist die punt. Wanneer jy hierna te doen kry met mense wat vir homoseksualiteit is, en dit probeer goed praat, moet jy nou na hulle luister en vir jouself vra, kan daardie mense wat in so 'n verhouding is, die beeld van God wees? Want onthou nou, dan sê jy, kyk in my, en in my optrede, en in my lewe, kan jy iets sien van wie God is. Ook in 'n homoseksuele persoon, en in 'n homoseksuele verhouding, want dit is wat beeld wees beteken. En dis waar die probleem kom. So as jy gaan kyk na ons belydenis, en ek lees die hele Sondag 3 van die Heidelbergse Katekismus, dis in die agterwerk van jou psalmboek, kry jy die belydenisskrifte, en ek hoop regtig jy het 'n psalmboek by die huis. Dis wonderlike geskenke om te gee, maar maak baie seker, dit is nie 'n psalm en 'n gesangeboek nie, dit is nie 'n boek met liedere nie, hulle het nie die agterwerk in, wat die gereformeerde psalmboek in het, met die belydenisskrifte nie, wat ons belydenisskrifte is, met die formuliere, met die gebede. Daai goed is baie belangrik, en jy moet dit daagliks gebruik. Ons het byvoorbeeld by die huis, het ons psalmboeke saam met die Bybels langs ons bed, want ons gebruik ons psalmboeke deur die dag. Goed, so het God die mens, word daar gevra,
het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep. En dan word daar gesê, nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken, en nou word daar gesê, in watter opsig lyk ons na God, fisies? Nee, in 'n opsig van in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, hom van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. Met ander woorde, in wie ek is, in hoe ek leef, en hoe ek myself oordra, in wat ek doen, wys ek vir almal dat ek is 'n beelddraer van God. En dan kom God en hy sê baie duidelik in die Bybel, as dit kom by my seksuele gedeelte van wie ek is, dan sê hy, die heteroseksuele mens kan die beeld van God weerspieël in hierdie wêreld. En hy sê baie duidelik in die Bybel, nie die homoseksuele mens kan dit doen nie. So die homoseksuele mens mis heeltemal die punt van hoekom hy hier op aarde is, of sy hier op aarde is. Want jou doel as mens is om God jou skepper en jou verlosser te eer en te verheerlik. Dis hoekom hy sy gees in jou gee en in jou werk. En as jy homoseksueel is, dan kan jy nie daarby uitkom nie, dan het jou lewe mis die punt. En dit is absoluut tragies. Dit veroorsaak geweldige ongelukkigheid tot by die punt van diepe depressie. Want jy kan net nie daarin slaag nie, jy mis jou lewensdoel. Waar kom die verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Hoe gebeur dit dat baie mense homoseksueel is, byvoorbeeld? Dis nie die enigste aspek van ons verdorwe natuur, of die enigste wyse waarop ons verdorwe natuur uitkom nie, dis nie wat ek probeer sê nie. Maar hier word baie duidelik gesê, dat as daar 'n probleem is, waar kom dit vandaan? En dan is die antwoord van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Daar het dinge skeef geloop. So homoseksualiteit, sê die res van die Bybel vir ons, is deel van 'n afwykende pad. Dit het begin in die tuin van Eden, waar die mens in sonde geval het. Dit is nie deel van die pad wat God vir ons wil hê, ons moet loop. So, dis alles nog konteks van die Bybel, nee. Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is? En dan is die antwoord ja, behalwe as ons deur die Gees van God weer gebore word. En daai is vir my 'n baie belangrike punt. En ek wil dit ook al reeds vanoggend noem, want miskien kyk iemand wat homoseksueel is, hierdie Bybelstudie. En jy weet, ek hoop hulle tot nou toe bly luister, eintlik moet ek sê. Want gewoonlik is mense nie lief om te luister na iemand met wie hulle nie saamstem nie. Maar daar is 'n pad hieruit. As jy jouself bevind in daardie diepe gat van, jy's vasgevang in 'n sonde, enige sonde, ook die sonde van homoseksualisme, dan sê Sondag 3 van ons Heidelbergse Katekismus, ons belydenis, tensy ons weer gebore word. Die Heilige Gees kan ons verander. Is daar genesing vir homoseksualiteit? En daar is, die Bybel sê daar is. Dis 'n sonde waarvan die mens tot bekering kan kom, en dan kan die mens reg lewe. Jy weet,
in die vroeë geskiedenis, onlangse geskiedenis, moet ek eerder sê, die onlangse geskiedenis van die mensdom, het hulle vreeslike wrede praktyke gehad om mense te probeer genees van iets soos homoseksualisme. Terwyl dit net eenvoudig erken moes word as 'n sonde wat die Here op die normale manier soos enige sonde mense teruglei op die pad van berou en bekering. En as daardie persoon wedergebore word, dan is daar genesing en kan daai lewe van daai mens omdraai. Net nou staan, en ek onthou jare terug waar hierdie ding in van die Afrikaanse kerke regtig begin skeefloop het, is dominees wat opstaan by synodes en sê, en dan onmiddellik word dit emosioneel, nee. Hulle kyk nou nie meer, hulle gaan hulle nou mooi van die spoor afklim, want dit gaan nou oor emosies en ons wil mekaar nou nie die waarheid vertel nie. 'n Dominee wat opstaan en sê, my seun is homoseksueel. Wat moet ek nou vir my seun sê? Is my kind dan nou verlore? En dan gaan mense en hulle kom nie en behandel hom nie pastoraal nie. En as jy iemand pastoraal regtig liefhet en behandel, dan gebruik jy die Bybel. En dan is daar oplossings. Jy hoef nie van die spoor af te klim nie, jy kan hou by die Bybelse pad. Dan kan daar werklike genesing kom en gesond word en mense kan met hulle lewe aangaan. Nou het dit ontwikkel tot by die punt dat kerke sê wat hulle sê, daar's nie duidelikheid nie. Ja, en hulle het allerhande stories wat hulle inbring as verklaring. En dit gaan net al verder en al slegter. Goed, so die mens dra die beeld van God in twee opsigte, die beeld van God in ruimer sin. Dit is die dinge wat ons van die res van die skepping onderskei, naamlik dinge soos redelikheid en persoonlikheid en vermoëns en gawes. En hier kan ons kyk na Spreuke 4 vers 23. Ons kennis van ons beeldwees van God is soms baie beperk. En ek wil tog vir julle vra om 'n bietjie meer daaroor te gaan lees. Meer daarna te kyk. As jy gaan kyk na Sondag 3 is 'n goeie plek om te begin. Daar's baie tekste wat jy kan gaan opsoek. En weer eens wil ek sê, lees jou Bybel eenvoudig. Soos wat 'n kind hom sal lees, jy het nie 'n teoloog nodig om jou te help met jou Bybel nie. Jy het die Gees nodig, die Heilige Gees nodig om jou te help om jou Bybel te verstaan. Nou lees ons, en ek lees bietjie breër, dat in Spreuke 4, en Spreuke, weet julle, het verskillende dele, daar is dele met los spreuke, en hier in Spreuke 4 vers 23 lees ons, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So ek probeer vir myself antwoorde kry, en ek probeer vir myself sê, maar hoe sê die Here, hoe moet my lewe loop? En dan kyk ek na wat het 'n invloed op my. Daar's regtig sekere goed wat ek sommer wegkyk, of nie luister nie, of afsit, of ignoreer. Ek weet wat daar gesê is, ek ken die argumente, maar ek hoef my nie daarin bloot te stel nie, want dit besoedel my. Binne my hart bewaar ek die woord van die Here, en dit bepaal hoe ek leef. Ek weet dat die Here sê, ek is die beeld van wat hy hier op aarde geskep het. Ek probeer dit verstaan, en ek probeer dit uitwerk in my lewe, dat ek werklik sy beelddraer in hierdie wêreld is. Maar jy moet dit doen. Jy moet dit probeer in jouself kultiveer en ontwikkel. So hoe is jy beeld van God? Wat gaan jy doen om die beeld van God te wees? Goed, so die beeld van God in die nouer sin of in die enger sin van die woord. Nou as jy julle weer eens sien, ons begin maar altyd, en dit is die praktyk, en ek wil julle ook maar aanmoedig,
gebruik beide die testamente, die Ou en die Nuwe Testament, en daar is nie 'n onderskeid hier nie. Ons gebruik hulle saam. Wees baie versigtig en vir enige iemand wat by jou die indruk probeer skep dat die Ou Testament is minderwaardig, of moet jy nie gebruik in jou lewe nie. So in Levitikus 19 vers 2 sê vir ons, en ek lees weer vir julle uit die 53 Afrikaanse vertaling, dan staan daar: spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle: heilig moet julle wees, want ek, die Here, julle God, is heilig. Die Here is 'n heilige God. Hy sê vir ons moet soos hy heilig wees. En heilig wees beteken sonder sonde, sonder vlek, sonder dat ons volhard in 'n sonde. As die Here heilig is, dink 'n bietjie oor hoe hy is, so moet ek en jy ook wees. En dan die baie bekende Deuteronomium hoofstuk 6. Deuteronomium hoofstuk 6 vers 5, en daar staan die volgende. Daar staan: daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En omdat ek die Here hier hoor, en omdat ek weet ek moet hom lief hê, daarom is daar nie vir my 'n keuse nie. Ek kan net een ding doen, en dit is ek kan net hier aan die Here gehoorsaam wees. En dit gaan nie help, jy kom met watter emosionele argument oor homoseksualiteit na my toe nie. Maar ek is jammer. Ek het die Here lief. Ek het die woord van die Here lief. En ek kan nie anderste as om in die eerste plek aan hom gehoorsaam te wees nie. So ek kan nie die roete gaan wat jy my van probeer oortuig nie. Natuurlik deesdae probeer die voorstanders van homoseksualisme eintlik die media gebruik om ons te dwing om te sê, ons mag nie sê wat is die oortuiging van ons harte nie. Ons mag nie hieroor praat tensy ons dit goed praat nie. Tensy ons sê dit is maar reg nie. Dit is verkeerd. Jy probeer my dwing. En dit is nie my standpunt nie, want ek kan nie daar gaan nie, want ek het God lief. Dan Matteus 5 vers 48, is natuurlik deel van ons Here Jesus se baie bekende bergrede, en sy bergrede is eintlik, sy teks is die wet van God. Dan kom hy en dit is woorde hierdie wat my altyd baie tref, en ek het dit nou weer gehoor met die synode, met die opening van die synode wat gedoen is deur professor François Viljoen, en ek sou sê hierdie was eintlik sy teks, alhoewel hy heel wat gelees het uit die bergrede uit, was hierdie sy teks: wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. Nou ek kan nie sondeloos wees nie, al wil ek baie graag, maar ek weet hoe ek moet streef, wat ek moet wees, wie ek moet word. En dit is 'n daaglikse proses in my lewe. Dit is die pad van daaglikse bekering. En nou wil ek jou vra, as jy dit verstaan, as jy dit weet, waarom maak jy nie erns daarmee nie? En dan Matteus 22 vers 37. In Matteus 22 vers 37 hoor ons, en Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En dit bring my outomaties, dis die samevatting van die wet, dit bring my outomaties by die punt dat ek sê, maar my liefde vir God dring my, dat ek kan nie anderste as om aan hom gehoorsaam te wees nie. Ek wil aan niemand anderste behoort nie, ek wil niemand anderste na luister nie. Ek luister na God, ek gehoorsaam hom, ek wil vir hom lewe. En dan
Efesiërs, daardie baie bekende hoofstuk wat Paulus geskryf het oor die verhouding tussen 'n man en 'n vrou, en 'n mens moet eintlik gereeld na hierdie hoofstuk luister, ook veral as jy getroud is. Ek wil hom net hier vir ons kry, ekskuus, ek soek hom so op, terwyl ek met julle praat. Wie is dan navolgers van God, soos geliefde kinders? En die navolging van God is juis om sy beeld na te leef, dit wie hy is. Ek kan net weet wie hy is op grond van die Bybel. Die Bybel sê vir my wie God is. Die Bybel is die wyse waarop God hom aan my bekend maak, waarop hy hom aan my openbaar. En nie deur stemme en allerhande ander openbarings nie. As ek luister na die Bybel, na die woord van God, dan weet ek wie ek moet wees as sy beeld in hierdie wêreld. En dan lees ons ook 1 Petrus, hoofstuk 1, dit gaan dus ook hier oor die gesag en die betekenis van die skrif. En ek dink dis eintlik waar die probleem vir baie van hierdie mense wat die positiewe standpunt oor homoseksualiteit het, waar die ding eintlik maar vir hulle begin, waar dit eintlik skeefloop, is hulle sien nie meer die Bybel as die woord van God nie. Maar hulle dink dit is die stories en die menings van mense wat neergeskryf is. Hulle sien dit nie as die woord van God nie. Goed, so nou, lees ons in 1 Petrus, hoofstuk 1, vers 15 en 16, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is. Ons het ons daai teks gehad in Levitikus 19 vers 2. Dit is definitief wat hy hier in gedagte is, wat hy hier in gedagte het. Moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wie is heilig, want ek is heilig. Nou goed, heilig is dan nie, sê die Bybel vir ons, die homoseksuele verhouding nie. Heilig is die heteroseksuele verhouding. Daar's geen manier wat jy dit anders te kan lees nie, want God sê uitdruklik dat homoseksualiteit, sê hy mos vir ons, is 'n gruwel. Dis vir hom afstootlik. Hy haat dit. So jy kan nie sê, ja, maar dit is net as jy wat heteroseksueel is, homoseksueel leef nie. God is duidelik daar, hy sê leef heilig, wees heilig, wees beeld van my. Ek meen, dis 'n verskriklike gedagte wat ek nie eers gaan verwoord nie, maar wat jy kan dink en verstaan, wat jy eintlik sê as jy homoseksualiteit goed praat. Wat sê jy eintlik van God as jy sy beeld is? En ek gaan dit nie uitspel nie. Ek sien nie kans daarvoor nie. Dis vir my, het grens vir my aan laster. So ware kennis is om God en sy woord te ken, ware geregtigheid om te kan onderskei wat God wil en wat nie, om te onderskei tussen reg en verkeerd, gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid, en ware heiligheid om werklik heilig te kan word, en geen plante of diere of plante besit die heiligheid om in die hiernamaals saam met God te leef en te woon, en om hom in volmaakte heiligheid te aanbid nie. Net die mens besit dit, omdat God dit aan hom gegee het. Die mens met sy ware kennis en ware heiligheid en ware geregtigheid moet dus van die begin af, van die verloop van die geskiedenis tot aan die einde by die wederkoms van die Here, die vermoë hê om die regte insig van, die rede om hulle bestaan te hê, en ook oor hoe die Here hulle in die huwelik verbind het, en ook wat die doel van die huwelik is. Ons moet daardie insig hê, en dan moet ons dit gaan toepas in ons lewe. Nou goed, ons sal maar hier stop. Ek dink dit was al dalk lank genoeg. Ons sal maar oor die volgende paar weke, ek dink miskien nog 2 keer, sal ons aandag gee aan hierdie Bybelstudie oor homoseksualisme. Hierdie was dan nou deel 1.
Julle is baie welkom om dit met ander te deel of om ook ander te nooi om deel te wees of deel te raak van hierdie Bybelstudie. Is daar miskien enige vrae of opmerkings van julle kant af? Goed, baie dankie. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons is self sondaar mense. Ons is nie mense wat vanuit die hoogte kom en oor ander mense oordeel nie. Maar ons is mense wat U ken en wat U ook weet, dood eenvoudig wil luister na dit wat U in die Bybel vir ons sê. En ons het U lief, en omdat ons U lief het, wil ons aan U gehoorsaam wees, wil ons leer en ontwikkel, sodat ons werklik U beelddraers in hierdie wêreld kan wees. En ons kan ook nie dit wat verkeerd is en wat U in die Bybel sê verkeerd is goed praat nie. Want anders te beteken dit dat ons bang is en dalk of iemand anders te meer lief het as vir U en dit kan nie gebeur nie. En daarom bid ons nou dat U sal gee dat ons by hierdie punt sal bly staan, dat ons nie sal beweeg nie, dat ons nie sal buig nie, dat ons nie sal toegee nie. Want ons liefde vir U is te sterk. En te meer as ons dink hoe lief U ons gehad het in ons Here Jesus Christus, dan kan ons nie op hierdie punt skuif nie. Ja Here, ons bid dan dat U ons ook in hierdie dag verder sal lei en bewaar, maar dat U ons ook weer hier bymekaar sal bring om verder te luister na U woord. Ons bid hierdie gebed van ons in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, baie dankie dat julle ingeskakel het vanoggend en mag julle 'n mooi en 'n geseënde dag verder beleef. Goed gaan naby julle. Dankie.